Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Renay soos julle kan sien, en ons is reeds besig in ons 5de studie om God beter te kan leer ken. En ons het in ons vorige studie ons gekyk dat ons die Bybel moet bestudeer, en dat ons na die Bybel moet kyk. Maar hoe bestudeer 'n mens partykeer die Bybel, of moet ek hom net lees? En sal die insig daarvan kom, of is dit nodig vir meer studie? En dit is waarna ons in hierdie studie gaan kyk. Maar voor ons begin, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om hierdie studie in U naam te begin. En ons vra, Here, dat U vir ons 'n insig sal gee vandag in hoe ons U woord moet bestudeer, dat ons sal kan verstaan hoe om die woord deel te maak van ons elke dag lewe, sodat ons kan verstaan en nader groei aan U. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen. So kom ons gaan en dan lees ons in Jesaja 55 vers 11. Wat sê dit vir ons? Jesaja hoofstuk 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Nou, hierdie teksvers sê vir ons, so sal my woord wees. Die woord is die Bybel, die woord van God. So sal dit wees wat uit my mond uitgaan. Met ander woorde, dit gaan uit God se mond uit, dis vir ons gegee. Nou lees ons dit, dan sê dit vir ons daar. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Met ander woorde, Dat is nie doelloos wees nie. dit sal iets bereik, en omdat dit iets bereik, sal dit weer dan in lofsange en lofprysing en meer kennis van God sal dit na hom toe terugkom. En dan sê dit daar, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Hier is eintlik 'n baie mooi belofte aan. Die Here sê basies vir ons dat sy woord, en dit sluit sy Bybel in, nê, word deur hom na ons toe gestuur. En dit word na ons toe gestuur met 'n baie spesifieke doel. Met ander woorde, as die Here wil hê dat ek en jy hom moet ontmoet en hom moet bereik, wat tog die wil van die Here is, sal sy woord jou na hom toe lei, as jy bereid is om die woord op te neem en te begin studeer en die Here met opregtheid te soek. Ja, so een van die eerste dinge wat 'n mens natuurlik moet doen, wanneer jy die Bybel wil bestudeer, is jy kan dit nie doen sonder God nie. Ja. So met ander woorde, jy moet in gebed gaan en vra. Dit is hoekom ons elke slag ook wanneer ons begin met ons studie, dat ons met 'n gebed begin, met 'n gebed eindig, sodat die Heilige Gees aan ons die woord kan openbaar wat ons lees, en dat ons dit beter kan verstaan. So, een van die eerste dinge, moenie die Bybel oopmaak en lees, sonder om leiding van die Heilige Gees te vra, om dit te kan verstaan nie. Dis reg. So, en dan is daar nog twee ander belangrike puntjies waar ons vinnig gaan kyk, waar ons, baie van ons val daarin, maar kom ons kyk, kom ons lees Markus, en dan gaan ons na hoofstuk 1 toe, heel in die begin, Markus, hoofstuk 1, en daar lees ons vers 35. En hierdie is Jesus, en dit word hier van hom geskryf, en dit sê vir ons, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek, en daar gebid. Nou, hier moet ons een ding baie mooi verstaan. Christus, die Seun van God, het dit nodig geag om met sy Vader te kommunikeer. En hier sê dit nie vir ons, ons weet dat Christus het baie keer gesê, hoe lees julle? Daar staan geskrywe. Selfs toe Satan hom versoek het. So in ander woorde, Christus het die woord van God geken en het dit geleer as mens. Maar uit hierdie gedeelte uit sê dit vir ons twee dinge. En dit sê, en vroeg in die môre. So, daar's 'n sekere tyd wat ons eintlik elke dag moet uitsit om God se woord te kan studeer. En om 'n gewoonte te skep, om in 'n gewoonte te bly, dit help ons om dit nie oor te slaan nie. Want as jy 'n gewoonte doen, dan is dit asof jy nie kan aangaan sonder daai gewoonte nie. Ja. Die tweede gedeelte wat daar uitkom sê, en hy het na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Met ander woorde, Jesus het gesorg dat hy gaan na 'n plek toe waar hy alleen kon wees, waar hy al sy hartsbegeertes en sy probleme kon uitspreek teenoor sy Vader, maar hy het ook na 'n spesifieke plek toe gegaan. So,
Ons praat nie nou van gebed vinnig saam met iemand anders of in die kerk nie. Ons praat nou van agter my kar se stuurwiel sit. Ek kan enige tyd met die Here praat. Maar ons praat vandag spesifiek daarvan dat wanneer jy ingaan in 'n spesiale tyd saam met die Here, dat dit nodig is vir 'n afgesonderde tyd. Ja. En wat nou mooi is in hierdie gedeelte wat vir ons sê, in die eerste plek, kry vir jou 'n plek waar jy kan in stilte alleen met die Here praat. En in die tweede plek kry vir jou 'n tyd. Dit klink maar half snaaks om te sê, maar maak 'n afspraak met die Here en kom jou afspraak na. Ja, en maak sê, want dan weet jy, as jy tyd uitgesit het, dan gaan niks anders daardie tyd vat nie. Want hoe maklik, ek gee altyd die simpel voorbeeld van, jy verslaap vanmôre. Die laaste ding wat jy doen is, okay, ek gaan nou eers my Bybel vat, en eers 'n stukkie studeer, my gebedstyd vat, en dan gaan bid. Nee. As jy verslaap het, is dit die laaste ding wat jy doen, en jy's van daar af vinnig, en jy gaan aan, en jy doen al jou ander goed. Met ander woorde, dis vir ons belangrik om te sorg dat ons 'n spesifieke tyd elke dag het, en 'n spesifieke plek het waar ons God se woord studeer, dat dit vir ons uitgesit en afgesonder is, dat wanneer ons in daardie tyd en plek kom, dat ons weet, hierdie is nou die Here se tyd. Kom ons kyk en dan lees ons ook 1 Kronieke 16 vers 11 en dit sê: Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. So met ander woorde, hier sê ons moet altyd deur die Here se aangesig soek. Maar waarvan ons nou praat om Bybelstudie en gebed te doen, is om 'n spesifieke tyd, 'n spesifieke plek te kry om dit te kan doen, om meer Bybelstudie te kan doen. Ons, soos jy nou gesê het, ons kan enige tyd bid wanneer ons ry, ons By my werk agter my rekenaar sit. Ek wil nou amper sê, ek kan by mense in die geselskap sit en ek kan 'n geskiedgebedjie opsit of met die Here sit en gesels. Met die Here praat, ja. Ons dis nie 'n voorvereiste dat ons hande op 'n sekere manier moet hou, of dat ons oë moet oophou of toemaak of iets van die aard nie. Of nie moet kniel nie, ja. Ons kan enige oomblik, maar wanneer ons in nederigheid na die Here toe kom, dan doen ons dit op 'n sekere manier. Soos party mense gaan kniel, en ons ouers het ons almal gaan leer gaan kniel by jou bed. Dit is sodat jy weet met wie jy nou praat, en dit bring jou heeltemal na 'n ander lyn. So dit is altyd belangrik dat ons daardie goedjies doen. Wel, vir 'n tyd en 'n plek moet ek vir u sê, vir 'n ma wat 4 kinders op 'n stadium in die huis gehad het. En op 'n stadium was daar 'n tyd wat ek 4 kinders in die huis gehad het onder die ouderdom van 10. Die enigste, ek moes 'n tyd inruim tussen my en die Here. En dit het nie deur die dag gewerk nie. Hierdie dag was ek te besig met kindertjies en werk en alles wat vir my besig gehou het in 'n normale huishouding. Ek moes 'n tydjie in die nag kry, wanneer die hele huis slaap en stil en rustig is. En soos wat Jesaja so mooi vir ons sê, waar die stilte tussen my en die Here kon heers. En ek met hom kon gesels en kon fokus op niemand en niks rondom my behalwe op die Here en my tyd met hom nie. Ek dink ek kan dit vandag nie genoeg beklemtoon nie. Daardie tyd en die plek wat jy kies om met die Here te praat, moet van so 'n aard wees, dat daar nie ander iets is wat vir jou kan inmeng met jou tyd nie. Wees jaloers op 'n tydjie met die Here. En dit gaan beïnvloed waar jy jou studietyd gaan doen en watter tyd jy jou studietyd gaan inruim. En belangrikheid wil ek sê, sit maar die selfoon af. Ja. Laat daar nie notifikasies afgaan nie, want sodra dit gebeur, is dit die eerste ding, weet jy van julle nie, maar as 'n notifikasie afgaan, dan gaan my hand. So, sit hom heeltemal af, of sit sy klank af. Los hom sommer daar in die ander vertrek. Ja, laat hy glad nie pla nie. So, dis van die dinge wat ons kan doen, en dis een van die eerste goed wat ons doen. So, vir gebed, om jy te begin, leiding van die Heilige Gees, kry 'n sekere tyd en 'n plek om dit te kan doen. Nou, wanneer ons die Bybel bestudeer, een van die eerste goed waarna ons moet kyk, is dat die Bybel moet homself verklaar. So, met ander woorde, dis 'n belangrike een. Dis een van die dinge waarna ons moet kyk, wanneer ons die woord van God lees. Nou, daar's, miskien moet ek sê, daar's verskillende dinge. Ons kan die Bybel lees, om byvoorbeeld 'n leesplan te hê, om in 'n jaar deur die Bybel te lees. Dis 'n goeie ding, maar ek lees 'n sekere gedeelte en ons tel baie daaruit op. Maar
deur die Bybel te lees is nie altyd dieselfde as om Bybelstudie te doen nie, om sekere dinge uit die Bybel uit te leer nie. En dis vir ons baie belangrik dat wanneer ons die Bybel dan bestudeer, ons praat nou van die studie, dat jy die Bybel homself laat verklaar. Moenie 'n teksvers lees en dan sê jy, o, ek dink hierdie teks sê dit nie. Nou, een van ons vorige manne wat altyd hier saam met ons was, leraar Peer, hy het altyd gesê, die oom sê, ons moet altyd lees in die konteks, in die konteks, in die konteks, in die konteks. 3 belangrike goed. So, jy moet die konteks van die Bybel verstaan wanneer jy in hom inlees. Met ander woorde, gaan jy na 'n sekere gedeelte toe en jy kom daar en jy lees van Joshua, wat die volk sou oorgelei het oor die Jordaanrivier en daar staan, binne 3 dae sal julle oortrek en jy het 'n probleem in jou lewe. En jy lees na daai gedeelte dan sê jy, hier is die antwoord van die Here. Binne 3 dae gaan die Here vir my die antwoord gee. Binne 3 dae gaan ek die antwoord kry. En dan kom die antwoord nie binne die 3 dae nie en dan sê jy, maar wat nou? Die konteks waarin ons dit moet verstaan, is dat jy moet reg wees wanneer die Here jou lei om 'n ding te doen. Met ander woorde, ons moet die konteks verstaan. En 'n konteks is, hoeveel keer het iemand al 'n vers vir jou gelees? En wanneer hulle daai vers lees, dan dink jy by jouself, staan dit in die Bybel? Want jy weet nie presies waar hy aangehaal word en waar hulle hom aanhaal nie, en wanneer hulle hom aanhaal, haal hom uit sy konteks uit, dan kan hy net sê wat hy wil. Met ander woorde, ons moet die eerste ding wat ons moet verstaan is, jy moet die verse voor en die verse na moet jy lees, om die konteks te verstaan. Maar jy moet eintlik die hele hoofstuk lees, die hoofstukke voor en na kyk, as dit daar betrekking het, en ook die agtergrond van die boek bekyk. Ja, neem die tyd in ag vir wanneer die dinge in die Bybel geskryf is. Ja. Dit was vir 'n spesifieke kultuur, dit was geskryf in 'n spesifieke tydera, waar sekere goed soos die kleredrag wat hulle gedra het, nie meer van toepassing is op die kleredrag wat ons vandag het nie. Ja. So, en dit was geskryf vir mense wat in 'n spesifieke area gebly het. So, neem die geskiedenis in ag, nie om die Bybel tot nie te verklaar nie, maar om te keer dat jy nie in die Bybel sekere konsepte inlees wat die Here nie daar geplaas het nie. Dis baie belangrik om dit te besef, dat, jy weet, as ek die Bybel uit konteks uitvat, dan kan ek enige iets as waar bewys. Ek kan tot bewys dat dit reg is om moord te pleeg. Ek kan bewys dat dit reg is om 'n leuen te vertel. Ek kan bewys dat dit reg is om egbreek te pleeg. Ek moet net die regte gedeeltetjie van die Bybel vat, 'n paar verse vat in hulle eenheid, en die res van die Bybel ignoreer en net daai paar versies lees en jou probeer oortuig maar omdat dit in die Bybel staan, is dit waar. Die Bybel moet in sy geheel gesien word, en as jy een teksvers raak lees, wat vir jou lyk asof dit teen ander teksverse praat, dan is dit een van twee. Of jy lees hom nie reg nie, of jy neem hom heeltemal uit konteks uit aan. Ja. So een vers weer lê nie die res van die woord nie. Ja. So, wat ons ook dan moet kyk, wanneer ons die Bybel bestudeer, moet ons ook seker maak dat wanneer ons in 'n sekere gedeelte gaan, die eerste ding moet jy altyd vra, vir wie is, of kom ons vra, wie het geskryf? Hoekom het daardie persoon geskryf? Met ander woorde, kry die geskiedkundige agtergrond. Nou gee vir my sê, ja, maar ek wil die Bybel bestudeer, maar jy moet verstaan, onthou, die spesifieke brief van die Korintiërs en van Paulus se briewe is geskryf aan 'n spesifieke gemeente met spesifieke uitdagings, met spesifieke lidmate. En as jy die agtergrond verstaan hoekom hy dit vir hulle geskryf het, dan kan jy dit deurtrek en die les wat daarin is vir jou deurtrek. Maar as ons dit net wil lees en dadelik wil toepas op ons. Ek vat 'n voorbeeld. Wat ons sê, ek glo nie Jesus was ooit ongeskik nie. Maar
toe dit kom by waar hy te Kana is en sy moeder stap na hom toe en hy sê vir haar, of sy sê vir hom, hoorie, die wyn het opgeraak. Toe sê hy vir haar, vrou, wat het ek met jou uit te waai? My woorde wat ek nou sê. My tyd het nog nie gekom nie. Nou, in ons tyd is dit van, Yes, jy praat met hy, sy ma so lelik. maar as ons die konteks verstaan van die agtergrond, dan sien ons dit was eintlik baie respekvol en hy het net vir haar gesê, dit is nog nie die tyd van my bediening het nog nie begin nie. En sy het dit in daai lig aanvaar, want nadat hy het vir haar gesê het, toe gaan sy na die ander toe en sê vir hulle, hoorie, wat hy ook al vir julle sê, dit moet julle doen. So ons moet verstaan dat, as ons die agtergrond verstaan, vir die mense vir wie dit geskryf is, ons moet daai vraag vir onsself vra, wat was die doel daarvan? Wat het hulle daaruit geleer? Dan kan ons kom en die toepassing na ons toe bring. Ja, en onthou, nou praat ons van in diepte Bybelstudie doen, né? In diepte Bybelstudie moet ons die geskiedenis en die agtergrond moet ons in ag neem. Jy weet, jy het so geraak aan heel in die begin met die rol van die Heilige Gees. Hoe ons nie kan waag om die woord van die Here oop te maak, sonder dat ons die outeur van die woord vra om ons te lei in sy waarheid nie. Kan ons dalk so 'n bietjie meer gesels oor die rol van die Heilige Gees? Dit is vir my 'n baie kosbare gedeelte, aspek van Bybelstudie wat ons moet in ag neem. Want jy weet, ek en jy kan half na die Bybel toe gaan met 'n vooropgestelde idee van wat ek wil hê die Bybel vir my moet sê. Nie waar nie. Ja. Ek het nou 'n situasie, ek het 'n probleem of 'n uitdaging of 'n vraag en ek gaan nou verse opsoek wat my gaan glad gemaklik voel. Ek gaan nou verse opsoek wat vir my die antwoord gee wat ek graag wil hoor. Ek gaan nie toelaat dat die Here vir my lei en dalk vir my antwoorde gee op 'n situasie wat ek nie wil hoor of mee gemaklik is nie waar nie. Ja. So met ander woorde, wanneer ons kom by, kom ons verstaan net gou een ding, en ek dink ons almal weet dit, maar kom ons sê dit maar. Die Gees wat ons vra om ons te lei om die Bybel te verstaan, of die boodskap te verstaan, is presies een en dieselfde Gees wat dit ingegee het, wat vir die profete visioene gegee het, sodat hulle kan skryf wat hulle moes skryf. So, dis mos beter om die een te vra om ons te help verstaan wat dit gegee het in die begin. Dis reg. So, kom ons vra die leiding van die Heilige Gees, sodat ons elke keer kan weet waarin ons gelei moet word en dat die Gees ons kan lei in alle waarheid. Ja, ek dink daarso het jy vir my nou half die antwoord gegee. Wanneer ons Bybel oopmaak en begin met 'n in-diepte Bybelstudie, is dit so belangrik om voor die Here te gaan staan en te sê, Here, lei my in u waarheid en nie in dit wat ek graag wil lees nie. Jy weet, hulle sê niemand is so blind soos die een wat nie wil sien nie. Het ons al daaraan gedink dat die woord van die Here is vir ons gegee, vir ons om nader aan die Here te groei. Ja. Dit is vir ons gegee sodat ons karakters kan gevorm word volgens die Here se karakter. Ek kan nie my eie karakter hemel toe vat nie. Nee. My karakter sal nooit in die hemel kom nie. Ek het nodig om die karakter van die Here te hê. Ek kan net die karakter van die Here ontdek wanneer ek die Heilige Gees vra om vir my te lei in volle waarheid. Dit beteken dat die Here vir my soms deur sy woord 'n spieël voor my moet hou, dat ek kan sien hoe lyk ek regtig. En wat is in my lewe wat nie daar hoort nie. So wanneer ons oorgee aan die leiding van die Heilige Gees in sy woord, dan gaan ons na die woord toe met God se waarheid en nie my vooropgestelde idees nie. Ja. So kom ons kyk nou die ander punt van ons moet kyk, so nou doen ek 'n Bybelstudie en nou lees ek 'n gedeelte raak. En in Handelinge, nadat Petrus met hulle gepraat het, sê hulle, maar wat moet ons doen? Dis sê hy nou, waarom versuim julle? Laat julle doop. Ja, maar ek is nou al te oud daarvoor. Ja, maar is dit regtig nodig? Hier kom dit deur dat wanneer ons dinge leer in Gods woord, dan moet ons gehoorsaam wees in wat God vir ons sê. Want die teenoorgestelde is waar. Wanneer ons nie gehoorsaam is in dit wat hy vir ons sê wat ons moet doen nie, is ons ongehoorsaam. So wat jy net vir my probeer verduidelik is, in diepte Bybelstudie is nie net daar vir interessante inligting nie. Ja, en vir kennis nie.
en om net ekstra kennis van die woord op te doen nie. In diepte Bybelstudie is daar sodat ek kan verstaan wat is gehoorsaamheid. Kom ek stel dit so, in diepte Bybelstudie is nie daar vir inligting nie, maar is daar vir transformasie. Sjoe, okay. Met ander woorde, ja, ek moet die inligting kry, maar deurdat ek die inligting kry, moet dit toegepas word en dit moet my transformeer. Ek moet verander deur dit wat ek leer. Dit help veel, ek leer, die Here is baie lief vir my. Ek leer in Efesiërs dat ons moet die vrug van die Gees hê nie. Maar wanneer ek buitekant toe stap, is ek die mees onaangename persoon wat daar is. Dan is daar geen liefde en niks wat... Vriendelikheid nie, goedheid nie, gehoorsaamheid nie. En die Bybel, die woord van God, transformeer my nie. Met ander woorde, as u dalk nou nog sukkel met 'n sonde, wat u al die hele lewe lank mee sukkel, en sê, ag, ek sal daarmee doodgaan, die Bybel moet ons transformeer. Ja. Dit sal nie oornag weggaan nie, maar deur God se woord en deur sy karakter aan te vul, moet ons probeer om elke dag meer en meer soos Jesus te wees. Net vir so interessantheidsondhalwe vir ons wat baie liefde is en 'n passie het vir die woord van die Here. Die Here sal nie vir my sonde 'n uitsondering maak nie. Hoor baie mooi wat ek sê. Jy kan nie voor jou heilige siel weet dat dit wat jy mee besig is verkeerd. En dan uit die woord van die Here uit 'n rede gaan soek om jou eie sonde goed te keer nie. Die Here maak vir niemand se sonde 'n spesiale vergunning nie. Sonde is sonde, of dit my lewe is, of dit jou lewe is, en of dit jou lewe is. Wanneer sonde sonde is, gaan dan nie op 'n ander plek in die Bybel spesiaal vir jou of vir my 'n uitsonderingsvers wees wat sê ek kan maar my lewe lei soos wat ek wil. Die Here hou nie van kom ons vat nou maar sommer 'n algemene ding wat in ons tyd tog nou maar baie waar is. Die Here hou nie van ontug nie. Hy keer dit nie goed nie. Maar vir my doen hy 'n uitsondering want hy weet ek is nie gelukkig in my huwelik nie. Nee? Ja. Moenie 'n verskoning gaan soek vir jou sonde omdat jy regverdiging soek daarvoor nie. As die Here die woord het op by die naam noem, sal die woord het by die naam noem ongeag jou gevoel teenoor jou sonde. Ai. Okay, so ons het gesê ons moet bid. Ons het gesê ons moet die agtergrondkennis kry. So voor ons enigiets interpreteer, soos ons gesê het, moet ons gaan kyk wie, wat, waar, hoekom. Moet ons al daardie goedjies gaan kyk uit die woord uit, moet ons dit gaan uithaal en daai vrae vir ons begin antwoord. En ja, ons kan die Bybel bestudeer, maar weet jy wat, ons hoef nie die wiel heeltemal van vooraf te ontdek nie. Gaan kyk na konkordansies en daar is konkordansies wat ons in fisiese vorm kry en dan is daar sagte ware wat ons kan kry wat ons kan help om die agtergrond byvoorbeeld van hoekom sekere boeke en waar hulle geskryf het en wat die temas is, kan ons baie makliker kry as wat ons 'n hele boek moet deurlees met wanneer wat is dit nou? Iemand anders het dit al gedoen, kry daai agtergrondkennis daarvan en dan gaan ons van daar af baie vinniger voort in jou studie wat jy met God se woord doen. Ons lewe eintlik in so 'n fantastiese tyd, weet jy. Dit is 'n voorreg om Bybelstudie te kan doen op hierdie stadium. Ja, en dan kom ons natuurlik by die ander ding wat ons moet doen, is vergelyk skrif met skrif. Nou, baie van ons Bybels, en die een wat ek ook nou hier voor my het klein syfer lettertjies. Jy sal sien so in jou Bybel begin gewoonlik by A as jy reg begin, en dan gaan hy so deur tot hy klaar is, en dan begin hy maar weer voor. En in my Bybel aan die onderkant is daar sekere versies. So as jy 'n teksvers lees, dan sien jy, hierso is nou 'n klein A dan 'n klein A, en dan verwys jy jou na 'n ander teksvers toe. En as jy by daai teksvers kom, dan verwys jy jou 10 teen 1 weer na 'n ander teksvers toe. Gebruik dit, want dit is die Bybel vertalers wat vir ons reeds hierdie goed ingebring het, te sê, hoor, hierdie ene verwys min of meer na daai ene toe. So, dan kan ons hom baie makliker kan verstaan. En baie van ons ou Bybels het hulle so 'n dubbel lyntjie in die middel van die bladsy gehad, wat dieselfde tipe goed vir ons ingesit is. Die kruisverwysings daarin was, ja. Sodat ons daarna kan kyk en die kruisverwysings kan lees en dan kan verstaan, want dan weet ons ook, dit is waaroor dit gegaan het. Of hier het Christus iets gesê en dan sien ons, maar hy het dit eintlik uit Jesaja uit aangehaal. Dan kan ons die agtergrond daarvan baie makliker kry om God se woord beter te kan verstaan. So,
Dan kyk ons daarna, dan sien ons hoe reg, maar ons moet die regte vrae vra. Nou, ons het nou klaar gevra wie, wat, waar, hoekom. En nou moet ons begin vra en sê, maar okay, ek het nou hierdie gestuk bestudeer, dis nou mooi en alles, maar wat openbaar hierdie gedeelte oor God aan my? Dan word nie net altyd wat beteken dit van my nie. Hoe verstaan ek die Here beter deur hierdie gedeelte Wat leer ek uit hierdie gedeelte van die Here? Want dis tog sy boek vir ons. En dan kan ons gaan kyk oor wat openbaar dit dalk dan van die mens. Met ander woorde, hoe is ons natuur teenoor God se natuur? Ja. Watter probleme word dan hier aangespreek en skryf dit neer. En dis 'n baie goeie ding, want wanneer ons Bybelstudie doen, moenie net lees nie, skryf neer. Want onthou, wanneer jy lees, wanneer jy skryf en dan wanneer jy dalk hardop lees, dan hoor jy weer. Dan sink dit baie meer in en jy kry iets 3 maal in plaas van net 1 maal. En dan moet ons ook gaan kyk daar, hoe verbind die teksvers ons, wat ons gelees het, die mens met God. En dan kan ons daai prinsip kry en sien, hoe verbind dit ons met God op hierdie huidige stadium. En dan natuurlik, die gehoorsaamheid waarvan ons gepraat het. Ja. Watter reaksie verwag die Here van my uit hierdie gedeelte wat ek nou gelees het? Wat verwag hy van my moet ek leer? Is hier 'n les van my wat ek moet leer hierin? Ja. Al is dit net baie keer 'n les wat ek moet leer van my konsep van hoe ek die Here verstaan. Jy weet, die afgelope ruk is dit vir my asof ek al hoe meer agterkom, ons mense is baie lief vir die Here, maar hulle vertrou hom nie eintlik nie. Lees slag die woord van die Here deur en vra die Here om vir jou 'n vaste vertroue in hom te skep. Met ander woorde, dis vir my so belangrik daardie vraag wat jy vra, wat leer ek van my Here uit hierdie konsep uit? En watter les wil die Here hê moet ek leer? Die Here wil hê ek moet leer om hom beter te vertrou, argumentsonthaalwe van die gedeelte wat ek nou net geleer het. Ja, so, en dan die belangrikste gedeelte seker van Bybelstudie, behalwe soos ons nou net gesê het, nee, ek het gesê, die Bybel is nie vir inligting nie, maar vir transformasie. So met ander woorde, ek moet dinge wat ek leer, toepas in my lewe. As die Here sê, kom ek vat 'n gedeelte wat ons uit Matteus uitkry en sê, bring al die kindertjies na my toe, moet hulle nie verhinder nie. In daai konteks kan sê, o ja nee, die Here sê met die kindertjies na hom toe bring, o maar hulle doen dit net in die kerk. Nee, wat kan ek doen om die kindertjies na die Here toe te bring? Hoe kan ek hulle na die Here toe lei? Met ander woorde, dit moet 'n transformasie in my veroorsaak sodat ek ander nader na hom toe kan bring, sodat hy met hulle kan praat en hy hulle kan lei. Alright, so ons kyk na al hierdie dinge en dan sien ons daarso die grootste ding wat ons moet besef. Partykeer hou Ronay nie daarvan nie, want sy sê altyd ons lewe in hierdie wêreld. In die regte wêreld. En ja, die Bybel is vir ons geskryf om ook praktiese toepassings te kan hê in hierdie wêreld en hier te kan toepas. Maar, hier is 'n baie groot maar, en ek draai dit nie om nie. Ons moet besef dat die Bybel 'n geestelike boek is. En die Bybel is geskryf om ons geestelik te verander, om ons meer soos Christus te kan maak. Dis reg. En dit is waarop ons moet konsentreer van, hoe kan ek en my karakter elke dag nader aan die Here kom? Ons sê, met ander woorde, hoe berei die woord van die Here, met dit wat ek nou gelees het, hoe berei dit my voor vir 'n ewigheid saam met die Here, vir die wederkoms wat moet plaasvind? Hoe bring dit my nader na die Here toe? Dis tog waaroor ons hele kwartaalse studies gaan, nie waar nie? Ja. En hier's 'n ander ding, en ek moet sê, hier moet ek nou erken, ek is seker glad nie goed daarin nie. Party mense kan groot gedeeltes van die Bybel aanhaal. Uitlik op sê. Verbatim, woord vir woord. Dis baie goed. Ek wens ek kan dit doen, dalk moet ek dalk 'n bietjie meer harder probeer om dit ook te kan doen. Maar as dit net my doel is, dan het ek gefaal in my Bybelstudie. Want ons kan baie keer dit doen, maar
ons karakters en ons lewens word nie daardeur verander nie. En dit is die groot ding. Ons moet ons lewens verander om meer te wees soos Jesus. Ja. Kan ek vir u dit so verduidelik? Satan kan hierdie Bybel uit sy kop uit opsê, van Genesis dwarsdeur tot Openbaring. Wat het dit hom gehelp? Dit help veel ons kan die woord aanhaal, woord vir woord, maar dit het geen impak op ons groei nader aan die Here nie. As die Bybelstudies vir jou niks meer word as 'n blote toevoeging van kennis nie, waarmee jy ander mense wil beïndruk of waarmee jy ander mense in debatvoering wil intree nie, dan het jou Bybelstudie vir jou niks meer geword as net nog 'n graad wat jy studeer nie. Nie waar nie? Ja. Hierdie boek se uitsluitlike doel is dat ek en jy 'n beter verhouding met die Here kan hê, sy karakter kan ontwikkel en voorberei kan word vir die wederkoms. Dit is waarvoor hierdie boek vir ons gee. Wanneer ons dit doen, dan sal die woord van God vir ons lewendig word. Dit sal 'n lewende woord word. En dit sal, kan ek nou maar sê, soet in die mond wees. Dit sal 'n lieflike smaak wees, geestelike smaak vir elkeen van ons wees, sodat ons meer en meer daarna smag. Ek wil hê ons moet gaan kyk na Psalm 119. Seker nie die hele een nie. Nee, asseblief nie die hele een, nie vir nou nie, ons het nie die tyd daarvoor nie. Vers 104 en dan gaan ons oor na 105 toe. 104. Uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die bevele van die Here gee vir my verstand. As dit vir jou verstand gee, dan sal jy die regte keuse maak. En nie bly waar jy is nie. En dan sê hy daar, u woord is 'n lamp vir my voet, en dis 'n baie bekende teksvers, en 'n lig vir my pad. 'n Lig in 'n donker wêreld waar ons staan. So wanneer ons die woord studeer, kom ons studeer nie dan net daaruit om te kry wat ek wil hê, of om iemand anders dalk verkeerd te bewys nie. Maar om te kan kry wat die woord van God vir my sê, sodat ek dalk ook nodig het om 'n verandering in my lewe te maak. Absoluut. Renate, was goed om saam met jou te wees. Ons het nie tyd gehad om eers na sekere gedeeltes te gaan kyk en dit te verklaar nie, maar ons gaan nog in die weke wat kom, gaan ons nog meer en meer daarin studeer. Maar het was goed geweest. Het nog 'n finale woord van jou kant af? Ek wil vir julle die volgende 2 verse lees en daardie Psalm 119 vanaf vers 106 sê: Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep beïndruk, Here. Maak my lewend na u woord. Dis seker een van ons grootste gebede, is dat wanneer u die woord van God oopmaak, dat u geloof vir u 'n lewende geloof sal word, en dat u vertroue in die Here sal vermenigvuldig, en dat hy 'n waarheid vir jou sal word elke dag. Baie dankie Renate, het was goed om saam met jou weer eens hier te wees, en baie dankie dat ons weer eens in u huise kan gekuier het. Sal jy vir ons 'n gebed mee afsluit? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord, dankie vir u lewende woord. Here, wanneer ons u woord oopmaak, mag u asseblief u Heilige Gees stuur om vir ons te lei en